Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 27ste Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: plaasaanval op Stellenbosch skok die gemeenskap. Nog berigte: bekende ou TV nuusleser sterf. Soldate kry ondergrondse opleiding teen Zamazamas. Lando Norris wen die Hongaarse Grand Prix. Suid-Afrika kry nog 'n goue medalje in swem by spele in Glasgow. Stormers kry slaag teen Cavaliers in die Currie-beker wedstryd. Nog 'n gruwelike plaasaanval het die afgelope naweek naby Stellenbosch in die Wes-Kaap plaasgevind. 'n Man en sy vrou is Vrydag aand deur 3 gewapende rowers op hulle plaas oorval. Volgens berigte het die aanvallers klapmisse gedra toe hulle die woning binne gegaan het. Die egpaar is met koevoete aangeraan en ernstig beseer terwyl die rowers geld en waardevolle besittings geëis het. Hulle is ook gedwing om die sleutels van die kluis aan die aanvallers te oorhandig. Die rowers het met verskeie vuurwapens en ander waardevolle items gevlug voordat hulle in 'n wit Toyota Corolla van die toneel af weggejaag het. Nooddienste is na die plaas ontbied waarna die beseerde egpaar na hospitaal geneem is vir hulle behandeling. Albei sterk gelukkig aan, maar het ernstige beserings opgedoen. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek 'n saak van huisroof met verswaarende omstandighede. Teen die jongste beskikbare inligting is nog niemand in hegtenis geneem nie. Die polisie vra dat enige iemand wat iets verdags sien of oor inligting beskik, dit aan die polisie rapporteer. Die voorval het weer groot kommer oor die veiligheid van boere en mense wat op plase woon laat ontstaan. Landbouorganisasies doen 'n beroep op landelike gemeenskappe om waaksaam te bly. Suid-Afrika tree oor die afsterwe van die bekende voormalige SABC TV-nuusleser Gillian van Houten, wat op 72-jarige ouderdom oorlede is. Sy was gedurende die 1980s en 1990s een van die land se bekendste en mees gerespekteerde nuuslesers en het vir baie Suid-Afrikaners 'n bekende gesig op TV geword. Nadat sy die uitsaaiwese verlaat het Van Houten haar aan natuurbewaring toegewy. Sy het saam met die bekende natuurrondprentmaker en bewaarder John Waarty gewerk aan projekte om luiperds en ander groot katte te beskerm. Sy het ook verskeie boeke geskryf en haar passie vir die natuur met mense reg oor die land en die wêreld gedeel. John Waarty het haar afsterwe in 'n emosionele huldeblyk bekend gemaak. Die 3 kinders saamgehad, Savannah, Shah en Tau. Huldeblyke stroom sedertdien van oud kollegas, vriende en Suid-Afrikaners in wat haar onthou as 'n professionele nuusleser, talentvolle skrywer en toegewyde natuurbewaarder. Haar nalatenskap leef voort, nie net deur haar jare op TV nie, maar ook deur haar werk om Suid-Afrika se natuurlewe te beskerm. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is nou maar weer besig om soldate spesiale ondergrondse opleiding te gee om die stryd teen onwettige mynwerkers, ook bekend as Zamazamas, op te skerp. Die opleiding fokus daarop om soldate voor te berei vir gevaarlike operasies in verlate myntonnels waar gewapende misdadigers dikwels skuil. Die stap volg nadat 2 SANW soldate vroeër hierdie maand hulle lewens verloor het toe hulle tydens 'n operasie teen onwettige mynwerkers in 'n oop mynskag by die verlate CRD myn aan die Wesrand geval het. Die tragedie het groot gevare van ondergrondse operasies beklemtoon. Volgens berigte sluit die opleiding in oor hoe om veilig deur donker en nou tonnels te beweeg, gevaarlike situasies te hanteer, hinderlate vermy en doeltreffend teen swaar gewapende misdadigers te kan optree. Daar word ook gefokus op reddingsprosedures, kommunikasie en die gebruik van spesiale toerusting wat vir ondergrondse operasie benodig word. Onwettige mynbou bly 'n groot uitdaging in Suid-Afrika. Zamazamas is dikwels deel van goed georganiseerde misdaadsyndikaate wat met onwettige mynbou, wapensmokkelary en geweld verbind word. Die regering hoop dat beter opgeleide soldate sal help om hierdie kriminele netwerke meer doeltreffend te beveg en die veiligheid van die gemeenskappe rondom verlate myne ook te kan verbeter. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gorube, sê die ondersoek na die omstrede skoolhandboek sal na verwagting binne die volgende paar dae afgehandel wees. Sy het gesê die departement wil so gou as moontlik vasstel hoe die inhoud van die handboek opgeneem is en of die behoorlike goedkeuringsprosesse ook wel gevolg is. Die ondersoek is van stapel gestuur nadat die handboek wyd kritiek ontlok het. Ouers, opvoeders en verskeie organisasies het hulle kommer uitgespreek oor sekere gedeeltes van die inhoud en die gevra dat die departement dringend moet optree. Gorube het beklemtoon dat die departement geen materiaal sal duld wat onvanpas of nie in ooreenstemming met die nasionale kurrikulum is nie. Sy sê indien die ondersoek enige onreëlmatighede bloot lê, sal die nodige stappe geneem word en die verantwoordelike persone sal ook aanspreeklik gehou moet word. Die minister het ook die publiek verseker dat die gehalte van onderwysmateriaal 'n prioriteit bly en dat alle leerders toegang moet hê tot handboeke wat akkuraat,
gebalanseerd en geskik vir die klaskamers is. Die departement sal die bevindings van die ondersoek bekend maak, sodra dit afgehandel is. Die waarnemende minister van polisie, Faris Chakalia, sê Suid-Afrikaners verlang na 'n polisiediens wat professioneel, eerlik en betroubaar is. Volgens hom wil die publiek weet dat die polisie vinnig sal optree wanneer misdade aangemeld word en dat die veiligheid van ander inwoners eers gestel moet word. Chakalia het gesê vertroue tussen die polisie en die gemeenskap is noodsaaklik om misdaad doeltreffend te bekamp. Hy meen mense sal makliker misdade aanmeld en met ondersoeke saamwerk as hulle vertroue in die polisiediens het. Hy het verder beklemtoon dat enige vorm van korrupsie en onbehoorlike optrede binne die Suid-Afrikaanse polisiediens aangespreek moet word. Volgens hom is aanspreeklikheid en professionele dienslewering belangrike stappe om die publiek se vertroue terug te wen. Chakalia sê die regering bly daartoe verbind om die polisiediens te versterk, misdaad daadwerklik te bekamp en te verseker dat Suid-Afrikaners weer veilig kan voel in hulle huise en in hulle gemeenskappe. Meer as 72,000 onwettige immigrante is sedert die begin van die jaar uit Suid-Afrika na hulle lande van herkoms teruggestuur. Dit vorm deel van die regering se verskerpte optrede teen onwettige immigrasie en grensmisdade. Departement van Binnelandse Sake sê die toename in deportasies is die gevolg van beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe, insluitend die polisie, grensbestuurowerhede en immigrasiebeamptes. Gereelde operasies word reg oor die land uitgevoer om mense op te spoor wat onwettig in Suid-Afrika woon of werk. Volgens die departement is die doel van die operasies om die land se immigrasiewette toe te pas, grensveiligheid te versterk en misdaad wat met onwettige immigrasie verband hou te bekamp. Persone wat sonder geldige dokumente in Suid-Afrika aangetref word, word volgens die wet verwerk voordat hulle na hulle lande van herkoms teruggestuur sal word. Eskom sê vandalisme en diefstal van elektrisiteitsinfrastrukture het die diensverskaffer reeds verskeie miljoene rande in die Wes-Kaap gekos. Kabeldiefstal, beskadiging van substasies en die belangrike elektriese toerusting veroorsaak gereeld kragonderbrekings en duur herstelwerk. Volgens Eskom raak hierdie misdaad duisende huishoudings en ondernemings. Wanneer kabels gesteel of infrastruktuur beskadig word, word gemeenskappe sonder elektrisiteit gelaat totdat herstelwerk voltooi kan word. Dit plaas ook groot druk op tegniese spanne wat die skade moet herstel. Die kragvoorsiener sê hy werk nou saam met wetstoepassingsagentskappe om die skuldiges vas te trek en verdere vandalisme te voorkom. Die Toyota Cheetahs het 'n indrukwekkende 43-21 oorwinning oor die Sharks 15-tal in Bloemfontein behaal. Dit was 'n besonderse dag vir die tuisspan, aangesien Clayton Blommetjies in sy 150ste wedstryd vir die Cheetahs gespeel het. Blommetjies se mylpaal maak hom een van die Cheetahs se mees ervare en loyale spelers. Hy dien al jare lank die span met onderskeid en sy 150ste verskyning is 'n bewys van sy toewyding en konsekwentheid. Die Verenigde State van Amerika se onder 20 vroue rugbyspan het Vrydag 'n oortuigende 60-17 oorwinning oor die junior Springbok vrouespan op die Marcotte rugbyveld in Stellenbosch behaal. Die Amerikaners het van die begin af hulle stempel op die wedstryd afgedruk met vinnige aanvallende spel en goeie afronding. Die Suid-Afrikaanse span het hard probeer terugveg en 'n paar goeie drie gedruk, maar kon nie die besoekers se tempo en fisieke spel geëwenaar het nie. Die Spar Proteas het uitstekende vertoning gelewer, Tonga met 96-42 te verslaan in hulle tweede groepwedstryd by die Statebond speel in Glasgow. Suid-Afrika was van die eerste kwart af in beheer en het Tonga in alle afdelings van die wedstryd oorheers. Die oorwinning is ook die Proteas se hoogste telling nog by 'n Statebond spelerwedstryd. Met die 96-42 oorwinning versterk die Proteas hulle kanse om na die uitklopfase van die toernooi deur te dring. Die span sal nou daarop fokus om hierdie goeie vorm in hulle oorblywende groepwedstryde voort te sit, terwyl hulle mik na medalje by die Statebond spele. Die Sloveense fietsryer Tadej Pogačar het die 19de skof van die Tour de France op indrukwekkende wyse gewen en daarmee sy voorsprong in die algehele wedloop verder vergroot. Die oorwinning plaas Pogačar in uitstekende posisie met slegs 'n paar skofte oor. Tensy iets onverwags gebeur, lyk hy goed op pad om nog 'n Tour de France titel te verower. Die Suid-Afrikaanse swemster Pieter Kotse het gister sy eerste goue medalje by die 2026 Statebond speel in Glasgow verower, toe die 50 meter rugslag in 'n rekordtyd gewen het. Kotse het die eindstreep eerste bereik in 24,18 sekondes, wat 'n nuwe Statebond speler rekord is. Hy het van die begin af beheer van die wedloop geneem en sy teenstanders oortuigend gewen. Met die oorwinning het Kotse sy uitstekende vorm voortgesit en weer bewys waarom hy een van die wêreld se beste rugslagswemmers beskou word. Die goue medalje is 'n groot hupstoot vir Suid-Afrika se span wat reeds 'n sterk begin by die Statebond spele gemaak het. Kotse se rekordtyd en oorwinning gee die Suid-Afrikaanse span verder momentum vir die res van die swemprogram. Lando Norris van McLaren het die Hongaarse Formule 1 Grand Prix gewen en daarmee sy eerste oorwinning van die 2026 seisoen behaal.
Norris het van paalposisie weggespring en 'n foutlose wedren gelewer om die eerste oor die wedstreep te jaag. Max Verstappen het tweede geëindig, terwyl Kimi Antonelli derde plek op die podium te verower. Antonelli het met sy derde plek ook sy voorsprong in die wêreldkampioenskap verder vergroot. Die oorwinning is 'n groot hupstoot vir McLaren, na 'n moeilike begin van die seisoen en gee Norris nuwe momentum vir die res van die Formule 1 kampioenskap. Die Boland Cavaliers het Sondag 'n indrukwekkende oorwinning behaal, terwyl die Stormers 15-tal met 41 teenoor 3 punte gewen het in hulle Karibeker wedstryd. Die Cavaliers het van vroeg af beheer geneem en die wedstryd met sterk aanvalspel en goeie verdediging oorheers. Boland het verskeie drieë gedruk en die Stormers oortuigend onder druk geplaas. Die Stormers kon slegs met 1 strafdoel geslag het en nooit werklik momentum in die wedstryd gekry het nie. Die eindtelling van 41-3 wys hoe dominant die Cavaliers op die dag was. Die oorwinning gee Boland waardevolle punte en sal groot selfvertroue aan die span gee vir hulle volgende wedstryde in die Karibeker reeks. Die Australiër Lucas Herbert het die LFA golftoernooi in Engeland op indrukwekkende wyse gewen nadat hy die hele naweek die voortou behou het. Herbert het die toernooi op uitstekende 30 houe onder baansyfer afgesluit en sy naaste teenstanders met groot voorsprong gewen. Herbert was deurgaans in uitstekende vorm gewees en het reeds in die eerste ronde 'n baanrekord van 61 houe aangeteken. Hy het hierdie goeie spel reg deur die toernooi voortgesit en uiteindelik 'n gemaklike oorwinning behaal. Hierdie oorwinning bevestig Herbert as een van die spelers in die beste vorm op die LFA golfreeks en gee hom groot selfvertroue vir die laaste toernooie van hierdie seisoen. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1025, Polokwane 622, Lephalale 725, Mbombela 727, Mahikeng 722, Pretoria 924, Johannesburg 1121, Ermelo 420, Kalahari 1327, Gaborone 1023, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 927, Durban 1324, Port St Johns 1327, Pongola 927, Maputo 1427, Bethlehem 520, Bloemfontein 621, Alawal-Noord 620, Welkom 722, Vryburg 824, Kimberley 1024, Appington 1427, Prieska 1225, Springbok 1024, Karasburg 1427, Keetmanshoop 1528, Mariental 1328, Alexanderbaai 1218, Brandvlei 1224, Loederitsbaai 1628, Vredendal 822, Kaapstad 1317, Sutherland 415, George 1116, Jeffreys Bay 1319, Kibera 1320, Grafreinet 919, Kaapogillas 1115, De Aar 922, Monteno 517, Beaufort Wes 1019, Oos-London 1321, Mabalane 1227. Ons verkorte weerberig per provinsie: Limpopo provinsie sonnig en droog, maar koud vroeg in die oggend, later aangenaam warm. Mpumalanga mooi weer met oggendmis langs die plateaurand, warm in die Laagveld. Gauteng sonnig en koel tot aangenaam, geen reën word verwag nie. Noordwes helder en droog met koel in die oggend en sagte middagtemperature. Vrystaat koue begin, daarna sonnig en koel tot matig warm. KwaZulu-Natal oorwegend sonnig en warm, enkele ligte buie kan later aan die kus voorkom. Die Oos-Kaap sonnig in die binneland, gedeeltelik bewolk langs die kus met 'n koel suidwestewind. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koeler, veral in die suidkus. Die Noord-Kaap droog en sonnig met koue oggend. Matige tot warm middagtemperature word verwag. Ons markaanwysers vir die dag: die rand verhandel teen R16.82 teenoor Amerikaanse dollar, 'n pond verhandel teen R22.38, die euro kos R19.14, die Australiese dollar kos R11.73, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,599, palladium se prys is $1,245, die prys van goud per fyn ons is $4,055, die prys van silwer is $58.16, die prys van Brent olie is $96.78. Gedagte vir die dag: 'n nuwe week is soos 'n skoon bladsy, wat verlede week verkeerd geloop het, hoef nie hierdie week te bepaal nie. Elke nuwe dag gee vir ons nog 'n kans om beter besluite te neem, vriendeliker te wees en met nuwe moed vorentoe te stap.
Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.